Nou, ons gaan vandag aan met ons vakansiereeks, 'n storie van die koning. En ons het verlede week so vinnig gesels. Nou, ek weet in vakansietyd gaan mense mos partykeer 1 keer, miskien 2 keer, uiterste 3 keer kerk toe. So ek wil net so 'n bietjie recap. Ons het laasweek hieroor gekuier, maar herinnering is 'n goeie ding. Stem julle saam? So kom ons herinner gou mekaar 'n storie. Is dit 'n opgemaakte storie? Nee, het jy geweet die woordjie storie in Engels, history en story, kom van dieselfde Griekse woordjie af. So storie het nie begin as 'n opgemaakte ding nie. Storie het actually begin as die verhaal van geskiedenis wat bekend gemaak kan word omdat mense dit nagevors het. So storie is 'n groot ding. In Hebreërs, ons het laasweek oor dit gekuier en ek besef as nou van julle wat hier was, maar so 'n klomp van ons wat nou nie hier was nie, mense gaan ons gemiddeld so 1,5 keer per vakansietyd kerk toe. Is wat die statistieke sê. So as jy nou nie laasweek hier was nie, wil ek net gou jou inbind, en as jy laasweek hier was, wil ek jou herinner. Hebreërs sê dat God het in die ou tyd op baie maniere en baie keer met ons voorvaders gepraat deur die profete. Met ander woorde, as ons praat van storie, van geskiedenis, dan sê hierdie vers, God is met geskiedenis op pad. Ek weet dit is 'n kliseë, maar history is his story. God is op pad en hy het deur profete gesê, ekskuus tog, waantoe is hy op pad? En wat die hoogtepunt van die storie gaan wees. En nou sê Hebreërs, in die ou tyd, op baie maniere, baie keer, maar nou in die eindtyd. Wanneer die eindtyd begin? Toe die hoofkarakter op die verhoog stap. Toe Jesus kom. Die seun. In die eindtyd het God met ons gepraat deur die seun. Hoekom sou God met ons praat? Want ons is nou deel van die storie. Die storie van die koning. Vriende, kan ek gou net sê, ons het nou laasweek oor dit gekuier, maar ek kom agter, hierdie is 'n ding waaroor ons baie moet kuier. Meeste van ons, as ons hoor God praat deur die Seun, dan dink ons drie eenheid, Vader, Seun, Heilige Gees. Is nie verkeerd nie, en ons gaan vandag oor dit praat. Maar die eerste betekenis van die Seun is wat Hebreërs die res van die hoofstuk oor gaan. Hebreërs 1 vers 5 sê, God sê vir Jesus, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. God sê van Jesus, ek sal vir hom 'n vader wees, hy sal vir my 'n seun wees. Vriende, as jy dit nie geweet het nie, dan kan jy nou nooit weer sê jy het dit nie geweet nie. Daai woorde kom net so uit die Ou Testament uit. Die eerste stukkie, ek het dit ongelukkig gedaan nie, so gaan fact check my. Jy kan dit sommer nou doen op jou foon as jy wil. Jy moet nou net die ander goed kykie. Psalm 2. Die eerste stukkie is Psalm 2. Psalm 2 sê God, ek het my koning gesalf oor my heilige berg. Dan praat die koning, wat sê die koning? God het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Met ander woorde, die seun verwys in die eerste plek na die koning. Daai tweede deel kom uit 1 Kronieke 17, ons het dit laasweek in die Engels gelees, want die Engels het dit reg vertaal, I will raise him up. Kom ons lees hom vandag uit die Afrikaans uit. Die Afrikaans is ook okay. God sê vir Dawid, iemand uit jou nageslag uit gaan opstaan, I will raise him up. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou. Ek sal vir sy koninklike troon vir altyd laat vas staan. Ek sal vir hom hy sal vir my so kan jy hom sien? Die woorde wat Hebreërs praat, as hy sê die seun is nou die een deur wie God met ons praat. Dis die koning. Kan jy hom sien? Dis die koning wat God vir Dawid beloof het. Hebreërs 2 doen presies dieselfde. Hy haal Psalm 8 aan. En hier gaan ons nou na die Engels toe, want die Engels is weer reg hier.
What is man that you are mindful of him? Wie het van homself die heeltyd as the Son of Man gepraat? Jesus, onthou julle, die seun van die mens. Waar kom dit vandaan? Onder andere uit Psalm 8 uit, wat Hebreërs nou hier aanhaal, en Daniël 7. Wat beteken dit? Wat beteken Son of Man, that you take care of him, you have made him a little lower than the angels? Wat beteken dit? Hier gaan ons aan. You have crowned him with glory and honor, set him over the works of your hands. You have put all things under his feet. Kan jy hoor dat die skrifgedeeltes gaan oor 'n koning? Is duidelik, né? Die volgende versie, as hy nou 'n bietjie gepraat het oor die wêreld, lyk nie altyd asof Jesus koning is nie. Wat sê hy? Maar ons sien Jesus met heerlikheid en eer gekroon. Hy was toe die een wat 'n bietjie, 'n kort tydjie laer as die engele was. In sy dood, 'n kort tydjie, maar deur dit is hy gekroon as hierdie wêreld se koning. Vriende, jy moet hierdie storie regkry in jou kop. Ons het laasweek hieroor gekuier, maar ons kan eintlik nie aangaan nie. Jy moet eers hoor dat as die seun die een is deur wie God nou met ons praat, die seun is die koning. God het vir hierdie wêreld 'n nuwe koning gegee. Is nie 'n koning vir eendag nie. Dis klaar koning. Dis nie 'n koning vir 'n ander plek nie, die hemel nie. Toe Jesus in die hemel ingeneem word, toe sê hy, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Great, die mense ken daai versie, fantasties. As dit die enigste vers is wat jy ken, wonderlik. Want dan kom jy by die actual story uit. Die storie is 'n storie van die koning. Daniël, wat ook praat oor die seun van die mens, vertel hoe daar empires was, soos monsters. Hulle het die wêreld verwoes. En toe gaan sit God op 'n troon, maar daar's nog 'n troon. God judge die empires. Hy vat die heerskappy weg. Nou wie gaan God nou vertrou met heerskappy? En dan sê Daniël, en kyk met die wolke, het een gekom soos die. Kan jy hom hoor? Kan jy hoor, as Jesus, ek het altyd gedink, as Jesus van homself praat as die seun van die mens, hy's baie nederig. Hy het met 'n donkie in Jerusalem ingery, nie met 'n perd nie. Hy's nederig, maar dis die koning wat op die donkie kom. Dis die storie van die koning. En dis 'n koning waar God die heerskappy wegvat van die empires in die wêreld, en hy gee dit vir Jesus. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe sê God vir hierdie wêreld, under new management. En ek en jy is nou die mense met wie God deur die seun praat. Hoekom? Want jy's deel van die storie. Jy's deel van God se heerskappy wat deur Jesus na hierdie wêreld toe gekom het. Eugene Peterson, wat die Message vertaling geskryf het, sê so mooi, story is the most natural way of enlarging and deepening our sense of reality, and then enlisting us as participants in it. Jy's 'n participant. Het jy hom? Jy's 'n vernoot. Jy neem deel. Jy moet die deel van die storie reg kry. Is almal reg? Oeng. Nou wat moet ek nou doen? Want was nou net die helfte van julle. Dis gou weer gaan. Nee, nie nodig nie. Help my. As ons hoor dat die seun met ons praat, is dit die seun van die mens. Wat die seun van God is. Wat die seun van Dawid is. Wat die koning is. En jy is nou deel. Jy word geroep. As jy die storie reg het,
kan ons probeer om iets te sê wat nie gesê kan word nie. Die oomblik toe Jesus begin werk, en hy het gepraat van dit wat hy doen as sy werk. Hy sê, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Jesus het 'n job gehad, en hy het sy job gedoen sodat jy jou job kan doen. OK? Of jy nou 'n loodgieter is, of jy 'n ingenieur is, of jy werk soek, of jy student is. Ons staan almal voltyds in diens van Koning Jesus. Jy kry jou paycheck miskien nie by die kerkie, maar jy staan in diens van die koning. Jesus het nie 'n geloof begin nie. Hy het nie 'n godsdiens begin nie. Hy het 'n koninkryk begin. 'n Koninkryk sluit alles in. Ekonomie, kuns, kultuur, kan jy glo tot politiek. Almal word nou geroep, almal luister nie. Maar almal word geroep om in diens van die koning te staan. Maar toe die koning begin met sy werk, toe is sy woorde, die bestemde tyd het aangebreek. Waantoe God op pad was met geskiedenis, bereik nou sy doel. Wat is die doel? Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Goeie nuus. Mense, jy het nou al die woorde gehoor, maar asseblief moenie nou afswitch nie. Jy moet nou aanswitch. Jesus sê, hy het 'n werk. Wat is hierdie werk? Die oomblik toe hy begin werk, toe sê hy, God se koninkryk kom nou. Is dit wat daar staan? Stem jy saam, dis wat daar staan. God word nou koning op aarde, deur dit wat Jesus doen. God bring nou sy koninkryk na die wêreld toe, deur dit wat Jesus doen. En hier gaan ons in 'n misterie in, 'n verborgenheid. Dit wat ons vier oor die Kersseisoen. 'n Groot teoloog het gesê, God into man won't go. Ons gaan nou daai versie lees. God into man won't go. Paulus sê, dit is die misterie. God into man went. Sy naam is Jesus. Toe Jesus begin met sy werk, toe sê hy, God word nou baas. Is 'n verborgenheid. Maar ek wil jou uitnooi om hieroor te dink en beyond net dink te gaan. Dat dit jou verbeelding sal aangryp. Dis 'n verborgenheid, dis 'n misterie. Paulus beskryf dit in 1 Timoteus 3 vers 16. Ons almal ken Johannes 3 vers 16, né? Ken jy 1 Timoteus 3 vers 16? Kom ons lees hom voor ons na Johannes 3 vers 16 toe gaan. Wat sê 1 Timoteus 3 vers 16? Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Hier's 'n misterie waarmee jy die res van jou lewe kan besig wees en dit gaan nuwe betekenis aan jou hele lewe gee. Wat is hierdie misterie? God is geopenbaar in die vlees. Geregverdig in die gees, toe hy uit die dood uit opstaan. Verskyn aan engele, verkondig onder die heidene, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid. Ons weet hy praat van Jesus, maar hoor wat sê Paulus. Die oomblik as jy van Jesus praat, praat jy van die misterie. Dis hoe God na ons toe kom. Dis hoe God sy koninkryk na ons toe bring. Jesus. Vind hierdie is verskriklik belangrik. Hoekom het die Jode wat die ou tyd met wie die profete gepraat het, hoekom het hulle toe Jesus kom en hy sê hierdie woorde, die koninkryk van God het begin en hy doen al die tekens, né? Let wel, Jesus het niemand doodgemaak nie. Hy het mense lewend gemaak.
Hy het hulle herstel. Jy kan nie kyk na die lewe en jou afleidings maak oor wie God is deur te kyk na die lewe nie. Jy kyk net een plek. Dis Jesus. Maar hoekom? Terwyl Jesus al hierdie tekens doen, is dit dieselfde volk wat al hierdie dinge sien wat op die ouende sê kruisig hom. Hoekom? Want hulle prentjie van God en dit wat hulle by Jesus gesien het, verskil. Mense, ek wil eintlik afklim, ek wil so aan jou hand kom vat, ek wil jou in jou oë kyk, en vir jou sê, die belangrikste ding wat jy kan doen, is om te ontdek waaroor die storie van geskiedenis gaan, en wanneer jy dit ontdek, hoor Jesus se woorde. Hy is nie net 'n koning, wat 'n koninkryk na die wêreld toe bring nie, hy is die manier wat God koning word. En dis anders. Dis anders. Die prentjie van God is anders as jy na Jesus kyk, as wat dit baie keer in jou kop is. In my kop, ek onthou baie jare terug, het ek 'n gewoonte gehad, wel ek het dit nog steeds 'n gewoonte, maar ek het gesukkel met dit, want nou bid ek, terwyl ek Bybel lees, ek bid dit wat daar staan, want dis mos nou wat die Here gedoen het, so ek prys hom nou vir dit. So nou lees ek die stories van Jesus, en ek prys die Here vir dit, en nou is die aand is my gedeelte waar Jesus versoek word. Ek dink nee, ek kan nie Jesus hier aanbid in die woestyn nie. Waar hy versoek word, no ways. Ek wil nie hom daar aanbid nie. Nee, ek aanbid hom by die wonderwerke, dis hoe ek gedink het. As ek kyk na al die wonderwerke, joh, Jesus is God. As ek kyk na versoeking, ja, hy's 'n mens. Hier's wat die Bybel sê. Alles wat jy van God wil ken, sien jy in Jesus. En terwyl ek daar kniel in die woestyn by Jesus, dink ek, okay, maar ek wil hom eintlik ook nie aanbid aan die kruisie. Ek is baie dankbaar. Ek is verskriklik dankbaar. Maar ek wil hom nie daar aanbid nie, ek wil hom op die troon aanbid. Hoekom? Ek het myself daai vraag gevra. Gerard, hoekom wil jy nie voor Jesus kniel en hom aanbid aan die kruis nie? En so duidelik het die antwoord, ek is seker as ek wat myself geantwoord het nie, by my opgekom, want ek is gemaak na God se beeld. En as dit die beeld van God is, ek wil nie dit wees nie. Ek wil nie 'n Jesus aan die kruis wees nie. Ek wil die shots score. Ek wil my vinger klap en die wonderwerke moet gebeur. En ek moes gestroop raak van my afgode. En ek moes by Jesus gaan kniel, by sy hele wese. En sê, dis wie God is. Dis hoe God is. Hier is hoe Hebreërs dit stel. Hebreërs 1 vers 3. Ons kom nou by Johannes 3 vers 16. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid. Net soos wat ons nie sou geweet het dat daar son is as daar nie strale was nie, né? En julle wat nou getan het, weet nou uit ondervinding. Net so sou ons nie geweet het dat daar 'n skepper God is en hoe hy is, as dit nie vir Jesus was nie. Dit is verskriklik belangrik. Dit is verskriklik belangrik. Hy is die afdruksel, die ewebeeld van God se wese. Die van julle wat nou die Hebreërs Journey die jaar gedoen het, sal nou weet waarvan ek praat. Kom ons herinner mekaar, vir die ander mense, hier is vir jou baie interessante nuus. Daai woordjie afdruksel, ewebeeld, is waar ons woordjie karakter vandaan kom. In die wêreld van daai tyd het hulle nie drukkuns gehad soos ons het nie. Hulle het op harde metaal iets ingekerf. En dan as hulle dit wil druk, dan gebruik hulle daai harde metaal. Sê nou hulle wil 'n muntstuk druk. Hulle gaan nou die kop van die keiser druk op die muntstuk. Dan kerf hulle hom in die harde metaal en dan druk hulle dit op die sagte metaal. En dan is daar 'n uitdrukking. Dis 'n indruk wat 'n uitdrukking los. Né, 'n impression that makes an expression. Dis daai woordjie.
As jy na Jesus kyk, sien jy die afdruksel van God se wese. Daai is ook 'n interessante woord. Letterlik beteken dit iets soos 'n substruktuur. Hierdie mure staan op 'n fondasie, dankie tog. Die afdruksel van die fondasie van wie God is wat jy sien as jy na Jesus kyk. Jesus self het dit gesê. As julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Dit sê hy nogal voordat hy sterf aan die kruis. Vriende, dit is verskriklik belangrik. Wat is jou prentjie van God? Wat is jou beeld van God? Is dit geshape deur Jesus? Of deur goed wat met jou gebeur het? Goed wat mense gesê het? Is jou prentjie, jou geloof in God geshape deur Jesus? Ek onthou ek sit by 'n jong man eendag, hy sê vir my, ja, hy sukkel met die Bybel en dan sukkel hy maar sommer met God ook om te glo. Dankie tog vir eerlike jong mense. Ek vra toe van hoekom, hy sê nee, want hoe kan God vir 'n profeet toelaat dat 'n profeet toe die kinders omspot, toe stuur die Here 'n beer om die kinders op te eet. Dis in die Ou Testament. En vir 'n oomblik voel dit vir my, ja, het my nou gebaul. Maar toe dink ek, en dis omdat hoe hou die goed werk, toe dink ek, maar hoekom vra jy die vraag? Hoekom vra jy, hoe kan God dit doen? As jy in Jesus se tyd gelewe het, sou jy gedink het, dis 'n great God. Kyk hoe sterk is hy, hy beveel tot die beere. Mense, kom, hoor my mooi. Niemand in Jesus en Paulus se wêreld sou gedink het is weird nie. Want dis die gode wat hulle aanbid het. Dis die God wat Jode in hulle koppe gehad het. 'n God wat gaan kom en hy gaan die Romeine hier uitvoeter. Hulle het van die tempel so 'n plek gemaak. 'n rowers, 'n gangsters paradise. Waar hulle gebid het vir daai God. En toe God mens word om laat doodmaak het. Jy moenie hierdie storie vlak skat nie, my maat. Die belangrikste vraag waarmee jy kan worstel in jou lewe is, wie is God? Die woordjie God beteken niks. Jy moet sê in watter God glo jy en in watter God nie. En ek het al agtergekom, as mense sê hulle glo nie in God nie, miskien is jy volgende en jy sukkel om te glo. In watter God sukkel jy om te glo? Beskryf hom 'n bietjie. Ek het al baie keer gehoor hoe mense dan daai God beskryf en dan hoor ek nie Jesus nie. Ek hoor 'n God wat in hulle koppe bly. 'n God wat nie bestaan nie, 'n afgod. Julle ken mos wat 'n afgod is. Dis 'n God wat bietjie af is. Hy's af, hy ryk. Jy moet hoor. Die hele storie roep jou op om te hoor, God het beloof hy gaan 'n koning gee. En die koning gaan dinge kom regmaak. En toe daai koning kom, toe sê hy, God se koninkryk het nou naby gekom. God word nou koning. En sy naam is Jesus. Die afdruksel van God se wese, van die substruktuur van wie God is wat jy sien as jy na Jesus kyk. En dis Johannes 3 vers 16. Want so lief, kom mense, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan, maar die ewige lewe kan hê. Luister, hierdie maak geen sin. Daai versie wat jy voel lief is, maak geen sin as God die wêreld so lief het en hy stuur iemand anders.
Maak geen sin nie. Ja, ek is so lief vir jou. Kom hier so, help bietjie die man. Gee sommer jou lewe in die proses. Maak geen sin nie. Hoekom maak daai versie sin? Want die enige gebore seun is God wat mens geword het. Immanuel sal sy naam wees. God is met ons. En hoe sê mens dit in woorde? Dis maklik. Jesus is God. Wel, ek sou dit eerder andersom sê. God is Jesus. Dis maklik om dit te sê. Verklaar dit? Kan nie. Maar wat jy kan doen en wat jy behoort te doen, en as jy regtig inkyk in hierdie storie, wat met jou gebeur, jy kan nie verklaar nie, maar jy staan in verwondering. Verwondering. So dis wie God is. Hoe sê hy, in die ou tyd het God baie keer en op baie maniere deur die profete gepraat. Dis soos God wat e-mails en WhatsApp stuur. Maar toe die seun kom, toe kom God in persoon, is nie meer Zoom nie. Dis nou in persoon en hy sê vir jou, aangename kennis. Persoon vir wie ek sekerlik die meeste respek het as dit kom by teologie, sê dit so: I still find myself saying the creed. I believe in God. But the picture has been redrawn, and at the center is a human face with a crown of thorns. Kom mense. Dis hoe dit lyk as God se koninkryk kom. Jesus. Ek weet nie wat sê dit vir jou. Vir my sê dit verwondering. Sê vir my, hy's vir ons. Nee, kom nou. Hy's vir ons. Jy kyk nie na jou lewe en jy maak jou afleidings oor God uit jou lewe uit nie. Jy kyk na Jesus. God is vir ons. Hy kom na ons toe. Hy wil by ons woon. Hy's vir jou. Jy kan hom vertrou. As dit is wie God is, kan jy hom vertrou. Met jou lewe. Want hy het sy lewe vir jou gegee. Jy kan hom vertrou. En dan natuurlik, as dit is wie God is, en jy is na die beeld van God gemaak, dan is dit wat dit beteken om mens te wees. Jesus. Vriende, ek weet nie of waar jong man my gehoor het daai dag nie, maar ek het baie duidelik gehoor. As jou prentjie van God nie gechallenge word deur Jesus nie, gaan jy dinge in jou lewe glo wat van jou 'n gevangene maak. Jy gaan stak raak in die lewe. Maar as jy God kan ontdek in Jesus, is dit asof jou menswees gemaak is vir dit. Gemaak vir hom. Gemaak om hom te verteenwoordig. Ek het my beste gegee vanoggend. Nee. Baie dankie, maar hoor my. Dit wat ek nou sê, is nie 'n presentasie nie. Die enigste respons op dit wat God in Jesus kom doen het, is aanbidding. Is aanbidding. Is om jou hele wees as dit is wie God is. Jy sien hoe God wat beere stuur om kinders te eet, jy gaan hom vrees. Jy gaan jou offertjies bring, nee. Dis die gode in Jesus se tyd. Dis die gode in Paulus se tyd. Jy kon nie die woordjie God gebruik nie. Jy moet sê wat 'n God. En dis hoekom Paulus elke keer as hy skryf van God, sê hy God, die Vader van ons Here Jesus Christus.
Die God wat jy leer ken as jy na Jesus kyk. 'n God wat beere stuur om kinders te vreet, gaan jy vrees. Maar 'n God wat jy in Jesus leer ken, oh, come let us adore him. Huh? Come let us adore him. Dis 'n God wat jy kan liefkry. En jou liefde kan net groei en groei, hoe meer jy ontdek van sy liefde vir sy hele skepping. So vanoggend gaan jy klaar praat. Jy gaan nou preek. Staan. Kom mense, staan. Ons gaan as gemeente die verklaring maak. Hierdie is die God in wie ons glo. Hierdie is die God vir wie ons lewens gee. Hierdie is die God, die enigste God, die skepper van hemel en aarde. Is die God wat ons leer ken in Jesus. En ons is gemaak vir hom. Ons is gemaak vir sy heerlikheid. Ons is gemaak om sy wese te ken. Ek wil jou vra, terwyl ons nou regmaak om saam die Here te aanbid, wil jy nie net 'n oomblik vat en vir die Here vra vir die res van jou lewe, dat hy jou sal help om hom al hoe meer te leer ken in Jesus. En wil jy nie net jou lewe vir hom gee nie? 'n God wat ons so lief het, dat hy mens word, om sy lewe vir ons te gee.